Brief nommer 6 en 7 van 7 in verband met Siener, deur Boy Moesman van Vryburg aan meneer J.J. de Beer van Lichtenburg. Hierdie is die 6de brief, gedateer 2 Maart 1957. Geagte vriend, u plan is heeltemal agter mekaar. U is heeltemal nog altoos welkom. Ek het my foon in die huis. U sal in die foonboek sien, L.E.L. Moesman. Wat ek graag aan u wil verduidelik is, die ure spook vir algehele onafhanklikheid, dit wil sê, Ulster ingesluit. Oom Niklas het gesê, die Ierse meisiekind is net ouer as ons meisiekind, wat 1914 by Koppies gebore is. U weet seker, dat aan die vooraand van die rebellie, generaal de Wet en ander oudstryder offisiere en burgers by Koppies 'n vergadering gehou het, en besluit om Duitswes vir Engeland te verower. Dan hys ons die vierkleur en veg vir 'n republiek. Toe sê oom Niklas, daar is ons meisiekind gebore, en na mate wat ons vorder na 'n republiek, word ons kind groter, en as sy opstaan en loop, selfstandig, dan kom 'n mens se gedaante en sê, ons het geween, ween julle. Ek hoop net my brief is in tyd. Beste wense, Boy Moesman. Hier volg die 7de brief, gedateer 11 Mei 1957. Geagte vriend, as u hier kom en u sien die talle en talle briewe wat ek al gekry het, van belangstellendes en ook nie van mense in ons Unie, maar uit Duitswes en Rhodesia, dan sal u sien dat ek verseker is van die feit dat ek 'n instrument is om ons volk reg in te lig. Ek het gehoor van der Walt se skrywe, maar ek weet nie of dit in boekvorm uitgegee is. Wat betref Methuen, kan ek jou alles haarfyn vertel. Oom Koos Dillery is my oom, wat my gejaag het om so dikwels moontlik na oom Klasie te gaan, 100 myl ver, met kar en perde, en ook te perd, is die bewys dat ek geweet het, alles wat hy my vertel, sal verwesenlik word. Want ek het mos die praktiese ondervinding gehad, enig reggesinde Afrikaner, wat 'n vonkie van vryheidsliefde het, sal hom soos ek, dit nie beskou as 'n opoffering, om die ou man te hoor sit en vertel. Daardie tyd het mense my verwyd en gesê, jy was nou by oom Klasie, en jy ry alweer. Nou dink ek self, as ek nie dinge uit sy mond gehoor het, mag ek twyfel. Ek kom een keer by hom, toe sê hy aan my, wat was jou oponthoud, dat jy nie eerder gekom het? Dit is vandag net 8 dae, dat ek gesien het, jy staan vir my en kyk, voordat jy gekom het. Toe sien ek, dit is waar, wat die Bybel sê, ons sondig met ons gedagtes, woorde en werke. Die Heer maak dan aan hom bekend, wat in my gemoed aangaan. Hy sê, ek sien daar kom 'n tyd, dat die wêreld omgeploeg is. Dinge is baie deurmekaar. Hy sê, dan sien ek oor die omgeploegde grond, lê 'n slang. Ek sien nie sy kop, ook nie sy stert. Net toe sien hy sy dogter, Anna, en skryf. Hy sê, toe weet ek, as die wêreldomstandigheid selfs in die kerke so de mekaar is, dan sal die een sê, hy, oom Klasie, het so gesê, en die ander sal sê, oom Klasie het so gesê, en niemand sal kan vasstel wat oom Klasie wel gesê het. Daarom sien hy nie die slang se kop
of stert. Net toe moes Anna elke dag sy gesig neerskryf, 1916 tot sy dood. Toe hy dood is, toe gee Anna aan my die aantekeninge en sê, as oom Boy jou boek uitgee oor my pa se voorspellings, ek wil niks hê vir die aantekeninge. Net as daar geld oor is, dan bou oom Boy op my pa se graf 'n klein monument. Daarom kan niemand met my stry. Toe ek sê, as ons verwagting van die Ossawa brandwag groot is, dan is ons teleurstelling ook groot. Toe stuur die Ossawa brandwagsgeneraal Smuts se speerders om die aantekeningeboek te soek en my te interneer. Hulle het gelukkig nie die boek gekry. Toe moes die vader van die generaal my 2 keer met die vuis neerslaan in Vryburg se strate en my karnuffel. Kom en bring generaal Kemp se boek, Die pad van die veroweraar, saam. Beste wense, jou vriend, Boy.